Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met studie eenheid 4 en dit is hoofstuk 8 in Fourie en Burger. Ons ondersoek groeiteorieë. Die vorige video het gegaan oor die basiese werking van die Solow-model en nou gaan ons bietjie dieper delf en kyk na die konsep van gebalanseerde groei binne in die Solow-raamwerk. Die vraag is of 'n gemeenskap kan kies om op 'n sekere punt op die totale produksiekromme te wees. As ons aanneem dat die vlak van tegnologie verander baie stadig, kan mens redeneer dat daar dan 'n optimale waarde is van die kapitaal per werker waar die ekonomie 'n ewewigspunt bereik. Nou Solow praat van sogenaamde gebalanseerde groeipunt of 'n steady state punt en dit is wat ons in hierdie video van naderby wil ondersoek. Nou die idee van gebalanseerde groei is dat die ekonomie groei teen 'n koers waar die verhouding van kapitaal per werker en uitset per werker konstant bly. Dan is daar 'n steady state. Die uitset per werker en die kapitaal per werker is onverander. So, uitset neem toe in lyn met die groei van die bevolking, kapitaal neem toe in lyn met die groei van die bevolking, so die kapitaalvoorraad en die uitset neem presies toe soos wat die bevolkingsgroei toeneem. Daar kan dus groei wees in uitset, maar in per capita terme is dit konstant of dan by die steady state. Solow het bevind dat in sekere omstandighede is daar net een gebalanseerde groeipunt. Een kombinasie van kapitaal per werker waar die ekonomie dan 'n steady state bereik het. Op enige ander punt op die totale produksiekromme is dit nie 'n gebalanseerde groeipunt nie en die ekonomie word dan teruggedruk na hierdie gebalanseerde groeipunt toe. Die groot vraag is dan, hoe bepaal mens hierdie gebalanseerde groeipunt of die sogenaamde steady state? En die voorwaardes daarvoor is dat die bevolkingsgroeikoers van N is sodat die groei van kapitaal en van uitset ook teen N moet groei, want dit hou dan die kapitaal per werker en die uitset per werker konstant. So as ons weet teen watter koers groei die bevolking, dan weet ons ook teen watter koers moet die kapitaalvoorraad groei en moet uitset groei. Dan moet mens egter onthou dat die kapitaalvoorraad verloor waarde oor tyd en dan moet vervanging plaasvind en hierdie waardevermindering moet ook in ag geneem word. So ons gebruik hierdie term delta om die koers van waardevermindering of dan nou depresiasie aan te dui. Sê goed, ons wil dit ook in ag neem wanneer ons wil uitwerk hoe vinnig moet die kapitaalvoorraad en die uitset groei, sodat kapitaal per werker en uitset per werker konstant is. So, investering is dus nou wat vereis word om die kapitaalvoorraad op dieselfde koers te laat groei as die bevolking. So, investering is die verandering, kapitaal is die voorraad. Dan sê goed, investering per werker, soos wat hier aan die linkerkant aangedui word, hang af van die depresiasie van hierdie kapitaalvoorraad en ons wil ook die kapitaalvoorraad in dieselfde koers laat toeneem as die bevolking, sodat ons dan 'n konstante kapitaal tot werker verhouding het. As hierdie hergeskryf word, sê dit eenvoudig dat investering per werker moet gelyk wees aan die kapitaal per werker in ag geneem die depresiasiekoers en die bevolkingsgroeikoers. Goed, maar waar kom investering dan vandaan? Investering word gefinansier uit spare. En ons weet dat spaargeld is daardie gedeelte van inkomste wat nie verbruik is nie. So die spaarkoers, die klein s, is dus 'n gedeelte van die y, die totale uitset of inkomste in die ekonomie. Dan kan ons nou verder gaan en sê, goed, by hierdie ewewigspunt of die steady state moet investering en spare gelyk wees aan mekaar. Dan weet ons ekonomie is in ewewig. Nou kan ons die spaarvergelyking gelykstel aan die investeringsvergelyking. Sê goed, ons het investering per werker aan hierdie kant en ons het die uitset per werker vermenigvuldig met die spaarkoers. Die twee moet gelyk wees aan mekaar. En as ons dit dan so herskryf en sê maar ons weet dat investering per werker is eintlik dan nou kapitaal per werker vermenigvuldig met die depresiasiekoers en die bevolkingsgroeikoers,
dan kan ons nou uitwerk waar presies sal hierdie steady state punt wees op die totale produksiekromme. Ons doen dit in hoofsaaklik grafies as volg. So ons trek 'n lyn wat die vlak van heersende investering uit spare uit voorstel. En dit is dan hierdie lyn hierso, waar ons kan sê dat die kapitaal per werker en die tegnologie wat in die produksieproses gebruik word, gee dan vir ons 'n vlak van uitset I wat vermenigvuldig word met die spaarkoers, en dit word voorgestel deur hierdie swart lyn, dieselfde vorm as die totale produksiekromme, maar lê so effens laer hieronder. Dit is die heersende vlak van investering. Maar wat is die vereiste vlak van investering? Onthou, investering moet toeneem teen dieselfde koers as die bevolking, en dit moet opmaak vir die waardevermindering van die kapitaalvoorraad. Nou, ons weet dit, daar is kapitaal per werker, ons het die depresiasiekoers en ons het die bevolkingsgroeikoers, en dit is dan hierdie stippel reguit lyn wat jy uit die oorsprong uitloop, daar kan jy dan sien. Waar hierdie twee lyne dan nou kruis, die heersende investering en die vereiste investering, waar hulle gelyk is aan mekaar, kan jy sê, dit is die vlak van kapitaal per werker wat vir ons 'n uitset per werker gee, waar die ekonomie in ewewig is, wat 'n gebalanseerde groeipunt of 'n steady state punt bereik het. Wanneer ons kyk na punte wat dan nou nie 'n steady state is nie, kan ons hier aan die linkerkant van daardie ewewig begin en sê, kom ons veronderstel dat ons het 'n laer vlak van kapitaal per werker as die steady state. Wat gebeur hier? By hierdie vlak van kapitaal per werker is die heersende investering meer as die investering wat vereis word. Die gevolg daarvan is dat kapitaal per werker gaan toeneem en die ekonomie word dan gedruk in die rigting van die steady state verhouding van kapitaal per werker. Dieselfde met uitset. Daar is die beweging tot by die steady state. As mens aan die ander kant begin en sê, maar om een of ander rede het ons aanvanklik baie kapitaal per werker. En sê, maar goed, teen hierdie vlak is die vereiste vlak van investering hoër as die heersende vlak van investering. So die gevolg is dan dat kapitaal per werker is eintlik besig om af te neem. Die bevolking groei vinniger of die depresiasie is van so 'n aard dat kapitaal per werker neem af terug na die steady state toe en uitset neem af terug na die steady state punt toe. Solo se argument is dat 'n ekonomie het so 'n punt waar kapitaal per werker en uitset per werker hierdie gebalanseerde groeipunt bereik het. En as jy minder kapitaal per werker het, dan sal investering toeneem tot jy die punt bereik. As jy nie genoeg investeer nie, die vereiste investering is meer, dan gaan die kapitaal per werker val. So, om saam te vat, daar is dan verskillende kragte wat die ekonomie terugdruk na die steady state toe. En ooreenstemmend word die uitset per werker dan uitgedruk in terme van hierdie gebalanseerde groeipunt. By so gebalanseerde groeipunt is daar positiewe ekonomiese groei, hy neem toe, maar uitset per werker, of dan nou BBP per capita, is konstant by die gebalanseerde groeipunt. Dit verander nie sommer nie, behalwe wanneer daar skokke is wat die ekonomie beïnvloed. In die laaste video in hierdie reeks van 4, gaan ons terug en ons praat vinnig weer oor die fundamentele drywers van langtermyn ekonomiese groei. Bly ingeskakel.